Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgelees deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 9. Janie sit haar palms teen die teels terwyl die warm water oor haar lyf vloei. Wag. Dit sal kom, sy weet. Die uitpluis van hierdie warboel in haar sal kom. Sy moet net wag. Sy is so anders as haar susters, wat elkeen hulle emosionele stuwings en krisisse op 'n ander manier hanteer. Eleanor is die een wat alles met 'n ysterhand vashou, so erg, dat mense wat haar nie ken nie, dink sy is emosieloos. Marie is soos Vesuvius. Alles wat sy voel ontplof en skiet in alle rigtings en verskroei wie ook al in haar pad staan. Annie is 'n mens van minimale woorde, maar sy stort alles uit in haar musiek. Daar is 'n komponis vir elke katastrofe, sê sy altyd, en Bach om 'n mens na enige storm weer in 'n veilige hawe te kry. Sy is nie soos een van haar susters nie. Dis asof haar hart altyd 'n halfuur of wat nodig het om met haar kop te sinkroniseer. Langer as sy nie behoorlik tyd of ruimte het om deur haar gevoelens te ploeg nie. In die stilte na Max se vertrek was dit moeilik om enigiets anders te ervaar as die vreemde leegheid. Nie net in die woonstel nie, maar ook in haar binneste. Dis eers nou, na sy haar tas uitgepak het en die strykgoed geberg het, dat sy hier onder die stort kan staan en haar hart kan toelaat om net te wees. Die leegheid het sy verwag, maar die intensiteit daarvan het haar onkant betrap. Sy ken die man dan nie eers behoorlik nie, weet niks van hom af nie, buiten dat hy 'n non sal kan verlei sonder om eers te probeer. Om so verlate te voel, net omdat hy nie hier is nie, is ongewoon erg, selfs vir haar. Sy het net haarself daarvoor te blameer natuurlik. Sy het geweet sy speel met vuur om hom na die woonstel te nooi. As sy hom gelos het om op te snork en sy klein krisis self op te los, het sy nie nou hier gestaan met 'n keel wat voel asof sy 'n gekookte eier heel probeer insluk het nie. Maar sy was, soos soveel keer in die verlede, 'n slagoffer van haar geaardheid. Sy moet help as hy sien dis nodig. Sy moet uitreik as ander mense seer of swaar het. En sy moet regmaak waar dinge verkeerd loop, al het die hele situasie niks met haar te doen nie. Eleanor preek gereeld vir haar oor haar lenigingsbehoeftigheid. Volgens haar alwetende ouer suster, is sy op die rand van 'n sielkundige kwessie met 'n ingewikkelde naam, omdat sy nie mense kan los om in hulle eie sous te stowe nie. Haar suster het haar afgedank en belet om met enige van die werknemers in die maatskappy te praat, omdat sy kwanshuis haarself skade berokken met haar onversadigbare behoefte om nodig te voel. Sy vee die water van haar gesig af. Is dit wat sy vanoggend gedoen het? Het sy by haar buurman op die vliegtuig betrokke geraak omdat sy wou nodig voel? Was die aanbod van die stort, die stryk van sy hemp, die ontbyt, die pink skeermes, alle simptome van dieselfde vloerlap kompleks waaroor Eleanor haar so kastei? Dan skud sy haar kop. Niks aan vanoggend was misbruik nie. Hy was nie lank hier nie, maar Max het haar nie soos 'n vloerlap behandel nie. Hy het sy eie ontbytskottelgoed weggepak, die gebruikte handdoeke in die wasmasjien gegooi en die badkamer silverskoon en netjies gelaat. Bovendien het hy alles wat sy vir hom gedoen het waardeer. Sy dankies was meer as lippediens en sy kon in sy oë sien en in sy stem hoor, hy is opreg. Dit was heeltemal anders as enige man wat sy tot dusver gedate het. Hy was anders. Sy laat haar voorkop vir 'n oomblik teen die teels rus. Verlies, dis wat sy voel. Hierdie naamlose donker emosie wat sy tot dusver nie kon plaas nie, is verlies. Dis die wete dat sy vir die eerste keer in haar lewe die volledige pakket in haar hande gehou het, besef het hoe dit haar laat voel, en van nou af gaan weet hoe toegeneentheid tussen geliefdes veronderstel is om te werk. Dis wat hierdie seer, ongemaklike knop in haar keel is. Dis die neerdrukkende vooruitsig dat sy vir die res van haar lewe gaan weet hoe dinge kon gewees het
as hy so 'n man se aandag waardig was. Dalk as hy Marie toegelaat het om haar salon toe te sleep, as hy Annie se talent gehad het, as hy Eleanor se durf en selfvertroue gehad het, sou sy kon glo dat sy 'n kans het. Maar nou het sy nie. Nou is sy plain Jane Barnard, wat tussen die eddies van hierdie lewe haar romantiese genoot moet kies. Sy kantel haar kop agteroor sodat die volle skoot water uit die stortkop die nattigheid onder haar oë kan wegspoel. En dis toe sy haar gesig afvee en haar oë oopmaak, dat sy die klein pink skeermesie op die rakkie sien. Dit is so 'n alledaagse ding, so doodgewoon, maar die pink in die steriele wit badkamer en die herinnering aan die mooie man wat met die skeermesie in sy hand en die wit handdoek om sy lenige heupe in hierdie einste badkamer gestaan het, is genoeg om haar heeltemal uit haar donkerte te ruk. Genugtig, Janie, wat 'n fees van selfbejammering het jy nie nou vir jouself gehou nie. As Eleanor jou nou hoor, klap sy jou so waar teen die kop en met reg. Ja, jou wêreld het gekantel en ja, jy gaan van nou af waarskynlik elke soen meet teen die een wat jy by hom gekry het, maar wil jy nou werklik staan en chunk omdat jy iets verloor het waarop jy nooit werklik geregtig was nie? Is dit nie dalk eerder tyd om dankbaar te wees dat jy dit wel gehad het nie? Want sy het dit gehad. Vir een wonderbaarlike oggend het sy dit gehad. Hierdie hitte en hierdie koestering en hierdie waardering het sy gehad. En as dit dan al is wat haar romantiese reis na die stad van liefde oplewer, hierdie een verruklike oomblik waarin sy kon ervaar hoe romantiek veronderstel is om te voel, is dit beter as 'n leeftyd saam met enige van die lang ry eddies in haar verlede. Sy haal diep asem en reik na die oorblywende wit badhanddoek. OK dan, laat sy haar belofte aan die man gestand doen. Laat sy die dag en die stad aanpak soos wat sy beloof het, sodat sy dit wat sy wel het, ten volle kan waardeer. Dalk, net dalk, was hy reg en is Parys beter sonder Eddie. Dalk is Parys nog steeds Parys en kan sy uit hierdie week genoeg kry om haar romantiese siel te voed. Dalk, as sy haarself net oopstel vir wat is, gaan sy uiteindelik 'n baie meer verrykende ervaring hê as die plastiekromantiek wat sy met Eddie probeer vervaardig het. En asof die kosmos haar hoor en die gode hulle goedkeuring te kenne gee oor die besluit, trek Parys se berugte, bespotterige lug oop en gooi 'n blink sonstraal deur die venster. Sy weet nie waar sy was nie. Disneyland Paris was oorspronklik op vandag se beplanning. Op Morrison ook, want dis eintlik al waarin Eddie belang gestel het. As sy op 'n mikrometer moes aandui hoe min sy in Disneyland Paris belangstel, het ek nie eers geregistreer nie. Met die dat sy hom nie meer tevrede hoef te hou nie, het sy gemaak so baie bloggers en vloggers op YouTube aanbeveel het. Sy het gedwaal. Deur nou straatjies uitgelê met keistene, deur parke met gruispaadjies en bome vol bloeisels, verby standbeelde van onbekende helde uit 'n vervloë era met pruike en kant aan hulle polse, verby patisseries met gebak in die venster wat lyk na kunswerke eerder as kos, oor die Seine silverblink in die sagte lig, verby die ritse stalletjies op sy oewer waar kunstenaars van wisselende talent straattonele van die stadsmous. En oral, maak nie saak van uit watter hoek 'n mens kyk nie, die staalspits van die Eiffel wat die lug inryk en wat meer as enige van sy ander beroemde landmerke die simbool van die stad geword het. Sy was nie seker presies wanneer dit gebeur het nie. Dalk was dit toe die ronde bakker in sy voorskoot uit die winkel gekom het om vir haar in Frans te verduidelik dat dit tarte Bourtalou is wat sy in die venster staan en bewonder. Dalk was dit die boer in die markie wat 'n rooiwangappel met sy knoetserige hand vir haar aangebied het. Dalk was dit die lig op die water, die gebrom van die poegies om die pleine, die elegante Parysenaars wat op groen tuinstoele in die parke sit en koerant lees, die tulpe wat in die Tuileries op die Bries dans, of die kinders met hulle seilbootjies op die Bassin Octogonaal. Dalk was dit nie een ding nie, dalk was dit alles saam. Maar teen die tyd dat sy moeg, voetseer en honger na 'n metrostasie begin soek het, sodat sy huiswaarts kon keer, weet sy is verlief.
Hierdie stad met sy waansinnige, planlose straatuitleg, sy kafees op elke hoek en tydlose kuns om elke draai, sy ontspanne inwoners wat volledig verstaan dat leef en werk twee verskillende goed is, en met sy eienaardige silwer lig sal vir ewig deel van haar wees. Nee, dit was nie dieselfde as wat dit saam met Eddie sou wees nie. Dit was toe beter. Die besef breek in haar toe sy op die metro klim, soos die ligstraal vanoggend deur die venster. Dis moontlik om in die romantiesste stad in die wêreld te wees, heeltemal op haar eie, en 'n heerlike, sinvolle, verrykende dag deur te bring. Dis moontlik om moeg maar verkoop by die huis aan te kom en nie bedruk te wees omdat sy alleen is nie. Eleanor was reg. Max was reg. Sy het nie 'n metgesel nodig om die lewe voluit te geniet nie. Alleen is nie dieselfde as eensaam nie, en alleen is beslis nie by verstek elendig nie. Môre is hierdie lieflike stad nog hier, met sy kunsmuseums en kafees en keistene en kathedrale, en sy kan hom teen haar eie pas loop en ontdek. Dis alles behalwe elendig, dis 'n voorreg. In die treinvenster oorkant daar sien sy 'n weerkaatsing. Dis 'n jong vrou met 'n bos krulhare, windverwaaid na 'n dag se dwaal deur die stad, en bruin oë wat reguit na haar terugstaar. Dis dieselfde gesig wat nou al 28 jaar na haar terugstaar. Steeds voorspelbaar, steeds gewoon. Maar daar is ook iets heel anders aan die prentjie. 'n Opwaartse kurwe aan die mondhoeke, 'n helderheid in die oë, 'n fierheid aan die skouers wat sy nog nie van tevore opgemerk het nie. Die meisie wat sy ken, lyk altyd half oorwonne. Hierdie een lyk paraat, selfs gretig, om te sien wat die res van haar lewe gaan oplewer. Dis iemand wat iewers in haarself 'n bron van vreugde ontdek het, wat nooit weer na buite hoef te gaan soek daarvoor nie. Bokant die weerkaatsing teen die kant van die moltrein is daar 'n advertensie van die Franse Toerismeraad. Welcome to Paris. Die letters is rooi en blou op 'n wit agtergrond. Verskeie reisigers het in pen langsaan geskryf: Thank you, Archie, Manchester. Gracias, Valentina, Caracas. Sy is te goed grootgemaak om op 'n trein se muur te skryf, maar sy kan knik en glimlag. Dankie, Janie, Kaapstad. Die weerkaatsing knik terug en glimlag goedkeurend. Welkom in jou eie lewe. Teen die tyd dat sy deur die boog na haar gebou stap, is die binnehof koud en donker en in sommige woonstelvensters skyn daar ligte, 'n herinnering dat Europa nog nie die winter afgeskit het nie. 'n Lekker warm stort is wat sy nodig het, besluit sy. En daarna sal sy gaan kyk wat die supermark oplewer. 'n Krop monsuur en 'n bottel plonk is nou net die ding om die gewaarwordinge en insigte van hierdie dag te vier. Sy steek haar hand in die rugsak om haar sleutel op te diep, sukkel 'n paar oomblikke om dit raakgevat te kry. Dis toe sy opkyk dat sy die figuur by haar gebou se voordeur gewaar. Die jas se kraag is opgeslaan teen die koue, sy hande in die sakke gedruk. By sy voete staan iets wat soos 'n oornagtas lyk. In die skemerdonker kan sy nie die gelaatstrekke herken nie, maar sy het nie lig nodig om te weet wie dit is nie. Sy loop tot by hom. Wag. Ek weet jy het gesê jy het nie bedankings nodig nie, maar ek wou darm op 'n manier vergoed vir al jou goedheid vanoggend. Hy hou 'n sakkie na haar toe uit, van die soort waarin dierwinkels klante se inkopies sit. Geïntrigeer en ten spyte van al haar goeie voornemens, neem sy dit by hom sodat sy binne-in kan loer. Onderin lê daar 'n pakkie pink skeermesse. Sy probeer die grinnik onderdruk wat aan haar mondhoeke trek, maar sy weet dis nie suksesvol nie. Is dit al? Wat van die croissant en die koffie? Hy grinnik terug. Ek het gehoop ek kan jou ooreed om saam met my te gaan eet as vergoeding daarvoor. Ek weet restaurantkos is nou nie op dieselfde vlak as 'n tuisgemaakte ontbyt na 'n lang vlug nie, maar ek wil jou liewer nie aan my kosmaakvaardighede blootstel nie. Nee, sy moet hom wegstuur. Per slot van rekening het sy mos nou al die lesie geleer wat die kosmos haar uit hierdie ontmoeting wou leer. Dit het haar reeds trane en 'n herkalibrering van haar hele menswees gekos. As sy enige verdere kontak toelaat,
moet sy dalk nog 'n les leer wat haar dalk meer gaan kos as wat sy kan betaal. Maar daar is iets in die oë, selfs hier in die donker, wat haar laat huiwer. As sy enigiets anders hier aangedraai, juweliersware of parfuum of 'n geskenkbewys vir 'n duur afdelingswinkel, sou sy kon weier. Saaklik en vriendelik dog ferm. Maar sy kan mos nie 'n man die donker instuur wat so hard probeer wegsteek dat haar antwoord hom nie raak nie. En nie eers Eleanor sal verdomp aan 'n pakkie pink weggooi skeermesse enige onderduimse motiewe kan heg nie. OK, sê sy, kom sommer saam boontoe. Ek wil net iets warmers kry om aan te trek. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.